Radio Nuwe Lied. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Skep Skepper. Woordskeppings uit mense mond. Goeiedag gewaardeerde Radio Nuwe Lied luisteraars. Julle luister na Heidi Danhauser met die program Skep Skepper. Vandag se Skep Skepper kunstenaar is Koos van der Merwe. En nou bedoel ek, dit glad nie grappig nie, ek bedoel die wonderlike skrywer, digter, predikant, sanger, ek weet nie eers wat nog alles nie, ek dink geliefde man van sy vrou Barbara, Koos van der Merwe, wat voorheen gesing het, saam met Theo Geyser vir Prophet, en wat die laaste paar jaar, ek dink is nou al 'n rukkie, ek dink is seker so 7 of 8 jaar, ook solo series opneem. Ek is seker julle ken hom. Ek lees, blykbaar, het Koos Kombuis gesê, dat Koos, die ander Koos, sy naamgenoot, van der Merwe, gospelmusiek weer cool gemaak het. Nou ek kan myself dit heeltemal voorstel, want alles word in sulke klein boksies gedruk. Hierdie vormpies waarin alles gegooi moet word. Alles moet so presies dieselfde wees, en dit is ongelukkig selfs in die gospelmusiek wêreld so, en in die kerk so, ensovoorts. En dit is vir my so onbybelse praktyk, om alles in dieselfde vormpies te giet. Want immers is dit tog nie hoe God ons gemaak het nie. Hy het elkeen van ons uiters uniek gemaak. Waarom? Want as ons almal dieselfde ou stukkie van die liggaam was, sou die liggaam glad nie kon opereer het nie. En dit is vir my so wonderlik, dat Koos gekies het om die presiese gedeelte van die liggaam te wees, wat God hom gemaak het, dat hy die dapperheid gehad het, om dit te doen. Net om vir julle te vertel, ek dink ek het dit al in ietsie anders genoem, moontlik in 'n ander program, wat ek aanbied, Bak en Plak, dat dit vir my so ontstellend is, dat as ek kyk na hoe dinge nou is, as jy gaan na 'n supermark, dan is elke tamaatjie presies dieselfde vorm, dieselfde kleur en dieselfde grootte ensovoorts. En dan word dit nou in sulke eenvormige pakkies gepak. En dit is glad nie hoe dinge geskep was nie. As 'n mens kyk na erfenisgroente, of soos wat hulle dit in Engels noem, heirloom. As jy daardie saad laat groei, ek weet nie of enige een van julle dit al gedoen het nie, maar dit lyk beslis nie elkeen dieselfde nie. Dit lyk amper nie asof die tamaties van een plant af kon gekom het nie. En dit is hoe dit is. Ons God, die een plant, skep 'n verskeidenheid. En dank die Here vir Koos, wat sy verskeidenheid daar buite laat. Nou as julle wonder, hoe weet ek dat Koos 'n verskeidenheid het, boonbehalwe vir dit wat hy daar in die media uit het, in die openbaar waar mense dit ken, baie jare terug, dis nou 2 dekades terug, het ek en my man Corneille saam met hom by 'n kerk bedien, waar ons saam op die personeel was. En hy was vir my so 'n ligpunt. Sy preke was altyd vir my so waar, en so diep, en so mooi uitgedink. Is nou eintlik verkeerd, ek probeer op die regte woord kom. Alles met diep nadenke, nie uitgedink nie, met diep nadenke, en beslis met gaan sit voor die Here. Hy is 'n denker. En ek dink so rustig soos wat hulle hom beskryf, is so 'n goeie ding dat hy so rustig is, want as 'n mens nie rustig is nie, wanneer gaan jy by die Here hoor? Ek wil vir julle lees 'n artikel wat geskryf is, wat ek natuurlik op die internet gekry het, deur, laat ek nou net sien wie dit geskryf, Suzette Trieter, in die Sari, dit was 'n ou uitgawe, 9 September 2009,
Die artikel se naam is Die regte Koos van der Merwe. En hoor haar inleidende paragraaf. Hy is rustig. Niks kan hom aanjaag nie. Selfs al herinner sy vrou hom, hy mag maar 60 ry. Hy het gospelmusiek weer cool gemaak, aldus sanger Koos Kombuis. Hy is 'n begeesterde visserman. Nou dit het ek nie geweet nie. Daar's beweringe van 50 katrolle in sy motorhuis. Amptelik toebroodjie koning. 'n Prediker wat die kerk laat volloop. Ja, ek kan dink, hy het beslis, daai tyd reeds die kerk laat volloop met sy prediking. 'n Mens wil luister en hy was die prediker wat die preke aangebied het vir die ouens wat wou groei. Nie die nuwe bekeerlinge nie, maar die wat meer as babakossies en melk soek. Hy was die ou wat die stuikpreke gegee het. Nou vir die wat hom nie goed ken nie, ek gaan sommer bietjie lees wat Suzette oor hom geskryf het. Hy hanteer sedert Junie 2002 die sielsdinge rubriek, wat dadelik by lesers aanklank gevind het. Dis nou by die Sari lesers. Vir Koos het skryf nog altyd maklik gekom, sê sy. Woorde fascineer en ontroer hom, al van sy laerskool dae, toe hy fanatiese leser was. Ja, lees was lekker. Laerskool was die tyd wat ek en my man ook, so het ons mekaar vertel, dit was die tyd toe ons baie gelees het. Maar ek weet nie altyd hoe ingewikkeld die leesstof was nie. Ons het lawwe goed soos Konsalik gelees. Toch, is vreeslik, as 'n mens terugdink. Maar, ek moet daarom sê, ek dink ek het A.G. Visser ook gelees, baie ingewikkelde goeters wat eers vir die matriekleerlinge voorgeskryf was in daardie tyd. So ek wonder wat sou Koos gelees het. Maar laat ek nou nie te veel daaroor sit en wonder nie. Wat sê sy verder? Dieselfde woorde wat my bly maak, is dikwels ook wat my hartseer maak, sê hy, sy blou oë ernstig agter die swart raam brilletjie. Ons stipuleer die lewe uit in 'n Stellenbosse koffiewinkel, waar hy en sy Prophet sangmaat, Theo Geyser, pas 'n ontbytwerksessie agter die blad het. Koos kuier 'n paar dae hier uit Harold's Bay in die Suid-Kaap. Dis baie jare sedert die twee se musiek in partykringe as kontroversieel beskryf is, weens hul kommentaar op die kerk en selfs op 'n paar Christelike radiostasies verbied is. Kan jy nou meer? Soos Koos dit stel, niemand sal Prophet ooit kan naboots nie. Ons is geseën met 'n gekheid as ons saam is. Reeds toe het sy lirieke aandag getrek. Sy lied Houtkruis was so 'n groot treffer dat dit vandag, byna 20 jaar nadat hy dit geskryf het, steeds as een van die gewildste oorspronklike geestelike liedjies beskou word. Dis deur talle sangers opgeneem. Nou hierdie onderhoud was gevoer kort nadat Koos sy eerste soloalbum terwille van die Opdaag uitgereik het. En sowaar, sê sy, met die eerste konsert meer CD's verkoop het as met enige van sy Prophet konserte in 27 jaar. En Prophet het skielik opnuut oud en jonk se belangstelling gaande. Hul nuwe CD Blou verskyn van dese maand. Nou dit was in 2009. Nou moet ek vir julle sê, toe ons vir Koos in die hande kry nou weer na 'n baie lang tyd wat ons nie gesels het nie. Hy is sowaar weer besig om 'n CD op te neem en met skaamte moet ek sê, ek weet nie eers wat hierdie CD is nie, maar moenie bekommerd wees nie. Corneille gaan met Koos 'n onderhoud hê, wat hulle sou gehad het as hy nie so aan die jaag was tussen die gemeente en die opnames vir hierdie nuwe solo CD van hom nie. Maar hulle gaan 'n onderhoud hê op Corneille se program Ontdek, waar hy met mense gesels wat 'n verskil maak, wat die lewe 'n beter plek maak. En ek sou sê Koos val beslis in daardie klas van mense. Iemand wat die lewe 'n beter plek maak. Ek lees nog 'n stukkie uit die artikel wat sy oor hom geskryf het. Vir hom is spiritualiteit jou hele lewe, nie net een aspek daarvan nie. Alles het te doen met wat jy glo, wat jy eet,
hoe jy werk, waar jy vakansie hou. God en glo en die Bybel en kerk is die onderbou van alles wat met jou gebeur. As ek net dit deur my rubrieke aan SARI lesers kan oordra, het ek geslaag in my doel. Nou dit is natuurlik nog in die tyd toe hy in SARI geskryf het. Hy skryf nou vir Fines. As ek kan kommentaar lewer oor dit wat hy sê, dat spiritualiteit deel is, of dit is jou hele lewe, nie net een aspek daarvan nie. Dit is presies hoe ek en Corneille daaroor voel. Dit is hoekom Radio Nuwe Lied programme het wat lering aanbied, die kursus tipe van goed, elke aspek van die lewe vanuit 'n Christelike oogpunt, gewone preke en dinge, maar ook vermaaklikheidsprogramme, soos wat hierdie sou wees, skepper, maar dit is vanuit 'n Christelike oogpunt. Bak en plak, wat net te doen het met skepend wees self, eenvoudige dingetjies, soos kos maak, skilder, handwerkies. Ontdek wat praat oor mense en hulle lewens. Corneille se program in die oggende, Klets met Corneille, waar hy oor aktuele sake gesels. En sy program waar hy sprei jou ore doen, waar hy mense se ore oopmaak vir nuwe musiekstyle. Ons kan nie ons verhouding met God tot een hoekie, ergens, doer in ons lewe beperk nie. So, ons stem heel hartig saam. As God nie deel van ons hele lewe is en ons sienswyse ten opsigte van hierdie hele lewe nie, dan is ons nie seker of ons 'n werklike verhouding met God het nie. Want as jy verhouding het met iemand, verander dit jou hele lewe, dit kleur jou hele lewe. Maar laat ek sy stukkie biografie lees wat ek op Wikipedia ontdek het. Dit sê, Valer Merwe is in Pretoria gebore en matrikuleer aan die hoërskool Edenvale. Daarna behaal hy 'n teologiese kwalifikasie aan die Auckland Park Teologiese Seminarium. Cum laude, natuurlik, ek sou gedink het hy sou. As ek kyk na sy leesstof ook, hy lees nie lig nie en hy skryf ook nie lig nie. Selfs dit wat hy in 'n ligter trant skryf, dui op 'n baie diep waarneming. 'n Honeursgraad in teologie aan die Randse Afrikaanse Universiteit, ook cum laude, 'n meestersgraad in teologie by RAI, cum laude, en ook sy doktorsgraad by RAI in die sielkundige opvoedkundige. In die 1980s begin hy saam met Theo Geister die musiekgroep Prophet, wat met 8 ATKV liertoekennings vereer is vir mees uitnemende geestelike musiek. Tussen Januarie 2010 en 2017 was hy verantwoordelik vir die tydskrif SARI se agterblad rubriek Laaste sê, nadat hy reeds vir jare die rubriek Sielsdinge in die tydskrif behartig het. In 2013 stel Van der Merwe die album Leonard Cohen in Afrikaans vry en die album bereik goue status in 2014, waarna hy 'n album met Bob Dylan liedjies, Tamboereinman, vrystel. In 2017 stel Koos van der Merwe sy solo-album Droom Martha Droom vry en begin vir die agterblad rubriek van die vroue tydskrif Fines skryf, nadat hy 15 jaar lank by die tydskrif SARI betrokke was. Ek kan julle sê dat Koos nie net 'n indrukwekkende 60 jaar se lewe agter die rug het nie. Hy is ook 'n innemende, opregte mens, wat nie net al sy talente uitgeleef het en met mense gedeel het nie. Hy het ook 'n werklik opregte verhouding met God, wat baie duidelik in sy
gedigte blyk. So, ek gaan sonder om nou dus verder te praat oor Koos die mens, oorgaan na Koos se gedigte. Die eerste gedig van Koos wat ek vir julle wil voorlees is Beluistering. Ek dink my dieper self, ek huiwer om dit ware self te noem. Beluister my ander self, dalk meer ware self as valse self, in haastige bravade, vinnige geraas, vergeet ek hiervan, tot vanaand se stilte, of môre se ritsel van die fyn, heilige blaaie, of Sondag se heilige klanke, dan weet ek is beluister, en self is skaam voor self. Ja, ek dink almal van ons voel dikwels so. Dit is belangrik om selfondersoek te doen, om so 'n bietjie dieper te delf oor wat gaan daar aan die binnekant aan en wat maak dat jy doen wat jy doen, sê wat jy sê ensovoorts. Dis altyd vir my soos wat Paulus sê, dit wat hy wil doen, doen hy nie, en dit wat hy nie wil doen nie, doen hy. En ek dink dis daai soort goed waaroor Koos maar ook terugdink. Dis ook die ding wat vir my laat besef, ons gees word volkome wederbaar. En dan spandeer ons die res van ons lewens om ons siel ook daar te kry. Daai al ewige proses van heiligmaking. Die volgende gedig wat ek vir julle wil lees is 3 dokumente. Bewus of onbewus skryf ek hoofsaaklik 3 dokumente. Autobiografie, testament, pleidooi. Mag ek onthou dat vandag inderdaad pen en papier is. Dokumentasie vir aandag u. Mag ek besef dat liasering nêrens meer akkuraat is. Nêrens meer op datum. Nêrens meer onaanvegbaar as in u ewige, presiese geheue. Mag my herbesoek van die 3 dokumente, wanneer van finale toepassing, saam met my skaamte en dankbaarheid, meer bewus wees van genade as inhoud. Ja, as dit nie vir God se genade was nie, dan weet ek nie. Die volgende ene is so half in dieselfde trant. Sy titel is Dief. Hoor in die donkerste deel van die donkerste ek, die ek wat meen dat ek lig is, my aanhoudende roep, heilige,
ewige dief. Kom steel my weer en weer uit myself. Breek elke eklike deur, gesluit met geklike sleutels, tot ek nêrens gevind kan word nie, as net in u genadige buit. Ek dink die liedjie wat die mooiste by hierdie 3 gedigte pas, is Sprakeloos van Stas. Neem. Wetend wat nog wag, maar hy doen het in elk geval, maar hy doen het in elk geval. Sprakeloos, sprakeloos. Ek verdien nie wat ek ontvang. Ek verdien nie wat ek ontvang. Sprakeloos, sprakeloos. Staan ek voor hierdie liefde. Sprakeloos, sprakeloos. In vervanging oor hierdie genade. Hoekom soek ons vergate in sy net van genade? Hoekom maak ons iets goedkoop wat duur is? Kom ons wys vir die wêreld sy ontemmbare liefde. Kom ons los hou sprakeloos. Sprakeloos, sprakeloos. In vervanging oor hierdie genade. Die volgende gedig van Koos wat ek graag vir julle wil lees, is heeltemal oor 'n ander onderwerp. Die gedig se naam is Isis. Wie dan doen dit so?
in die naam van hom, in wie hy glo. Wie dan praat van God, en moer as knegg van die gebod? Wie dan kom sy boodskap leer? Wie predik God met 'n geweer? Ja, natuurlik skryf hy dit. Hy skryf God met 'n klein lettertjie. En my vraag ook, ja, is God? Vraagteken, God? Watter God bring dood en nie lewe nie? Want ons God bring lewe. Beslis nie dood nie. Dit laat my dink aan wat op hierdie stadium in Mosambiek aan die gang is, met al hierdie verskriklike moorde wat deur hierdie moslimgroep, hierdie ekstreme moslimgroep, of daar is party mense wat dink dit het niks met die moslim geloof te doen nie, dat dit eerder te doen het met wat hulle noem drug cartels. Ek weet nie. Al wat ek weet is dat God, die God wat ek ken, die ene met die hoofletter, nie dood bring nie. Ons kan net bid dat die God met die hoofletter van liefde en lewe die haat en die dood sal vernietig. En as 'n mens daaraan dink, is dit wat Jesus eintlik klaar gedoen het. Hy het klaar die dood oorwin. Maar ek moet sê, dit is sulke tye wat ek verlang na die einde, na die tyd wat hy ons kom haal, want dan gaan alle haat en dood vir ewig verby wees. En ons gaan liefde en lewe hê vir ewig. Die volgende gedig wat ek vir julle wil lees is Passasier. Onlangse reise neig al meer dikwels skemer toe. Lig is amper nêrens, donker amper hier. Onbeplan is sy gedwonge passasier. Ja, dit voel vir my, ons is al hoe dieper in die donkerte in, en om die waarheid te sê, die laaste tyd voel ek elke dan en wan as ek myself toelaat om so ver te dink en te voel, soos 'n gedwonge passasier van die uitspeel van 'n bose klugspel, 'n gedwonge akteur in 'n klug wat ek beslis nie lagwekkend vind nie. En dis sulke tye wat ek my rus slegs vind daarin, dat die Here vir my voor hierdie ingrendel tydperk begin het, reeds vir my gesê het, dat dit gaan lyk asof die Satan oorwin. Maar dat die donkerte, dat hy eintlik net daardie donkerte gaan gebruik, om sy goeie wil te laat geskied. Baie soos, toe die Satan gedink het, hy het oorwin, toe Jesus gekruisig is,
Maar dit wat gelyk het soos ewige dood, presies ewige lewe gebring het, die teenoorgestelde van die dood. So sy boodskap aan my al 'n paar maande gelede, in Maart maand, was dat hierdie lyk soos die dood, maar dit is 'n plan om lewe te bring, en dat die Satan eintlik presies in sy hand speel, en dit is vir my so wonderlik om te weet, is dat ons God waarlik volkome in beheer is. Dit is iets wat ek nie net weet met my intellek nie, dit is iets wat hy vir my in my hart verklaar het, en dit bring groot vrede. Die laaste gedig in hierdie groepie wat ek vir myself bymekaar gesit het, is Ontknal. Vanaf 'n ver plek, nader as ek self, nog klank, nog woord, vanaf 'n ver plek. Ek dink ek hoor die stilte kom, vanaf 'n ver plek, nader as 'n droom, hinkering luider as geluid, vanaf 'n ver plek, nader as hier, dieper as binne, ontknal u my geraas. En dit is beslis wat ons nodig het. Want in hierdie tyd waarin ons onsself bevind, raak die geraas van die wêreld so oorweldigend. En net God kan die stilte binne-in ons menswees gee. En die liedjie wat ek dink perfek by hierdie seksie in die program sal gaan is 'n liedjie wat ek gesing het op my heel eerste CD, wat glad nie digitaal beskikbaar is nie, en ek het ook nie eers meer eksemplare daarvan oor nie. Die lied se naam is On My Knees. So many voices surround me, screaming for attention all at once. Makes me long for some time with my Lord, and that old chair by the window where I go. I can't catch my breath at a point.
die enigste manier om ontslae te raak van die sorge van die wêreld is deur te fokus op God. En dan voel dit asof die res verdwyn. So in daardie opsig, die volgende gedig wat ek vir julle wil lees is Psalming. Ek hoor u in die galming, die dieper klink. Ek voel u in die talming, die dieper wink. Ontvang u in die ademing, die dieper gees. Ek rus hier in die kalming, die dieper wees. En nog 'n gedig wat roep na vryheid. Want ons vryheid is in God. En hierdie een beskryf dit op nog 'n wyse. Vry. My sien wil wyd wees. My hart wil reis. My siel wil vry wees in die orals tuis. My las wil lig wees. My skatte min. My mas gerig wees op nuwe wind. Nou moet ek julle sê, soms voel dit vir my daardie vryheid gaan net wees wanneer ons nie meer binne in die beperkinge van ons sterflike liggame gaan wees nie. Maar ek dink in hierdie tyd wat ons nog in ons sterflike liggame is ons enigste vryheid in die diepe ervaring en eenwording met Heilige Gees. En daarvoor wil ek graag vir julle 'n nuwerwetse soort aanbiddingsliedjie speel. Is baie gefokus op die ervaring, dit is beslis deur 'n jongere geslag geskryf. Dis beslis meer postmodernisties van aard, die ervaring, op die ervaring gefokus. Maar nietemin pragtig. Die lied se naam is Kunswerk van Oase. Here is ek u kunswerk, deur die hande aan mekaar gewewe. Jesus kom en maak my hart sterk, om te lewe net soos u sou leef.
Plaas in my. Plaas in my. Heilige Gees, Gees van lewe, plaas in my. Here, ek is u kunswerk. Die laaste groepie gedigte wat ek vir julle wil voorlees is redelik eklekties van aard. Daar is nie 'n gedeelde onderwerp nie. Ek kon myself maar net met van dit identifiseer. Die eerste ene kon ek beslis myself mee identifiseer. Die gedig se naam is Riskante Argument. Is dit ironie of tragiek? Is dit klug? Die banale mening dat jy bewapen met wat ook al reken dat jy ontnugtering, wetenskap, jeug, die plethora van ateïstiese gerusstellinge kan inspan.
met meerderwaardige, postmoderne glimlag kan neerkyk na hom wat verhewe is, kan argumenteer. Wat 'n risiko met hom wat jou asem liggies vashou. Ja, ek moet eerlik wees, ons het vriende, wel, nie meer sulke nabye vriende nie, en aangetroude familie, wat hulle self in daardie ateïstiese groepie bevind. En weet julle, 'n mens weet nie of jy moet lag, huil vir hulle of baklei met hulle nie. En Koos het dit so briljant saamgevat. En weet julle, ontnigtering lê dikwels by die wortel daarvan. En dan gebruik hulle die dinge soos die wetenskap, die sogenaamde wetenskap. Wetenskap wat deesdae 'n vorm van teologie geword het. Maar nou ja, ek gaan dit beslis nie soos Koos kan stel nie, so ek gaan nie eers probeer nie. Hy het gesê wat daar kon gesê geword het oor die onderwerp op meesterlike wyse. En nadat ek toe nou bietjie opgelees het oor wat ander mense oor hom sê, nie net dit wat ons van hom ervaar het nie. O ja, terloops, ek onthou, hy het vir ons 'n lieflike boek gegee. Hy was altyd mal oor C.S. Lewis en hy het sy een exemplaar van The Screwtape Letters, dink ek, vir ons gegee. Ja, is lekker om denkende vriende uit die verlede te kon hê, werklik. So, vir 'n denkers is mal daaroor om vis te vang, want ek dink, dis meer wat gebeur daar langs die viswaters. Ek dink, denke en dan by die vis en dan sê jy in die hede in teruggeroep. Dis wat ek raai. Ek het 'n wonderlike vriend gehad op skool, wat ook mal was oor Hengel. 'n hoogs intelligente man wat oor see gaan studeer het en hy is nou by Grote Skuur in die Kaap. Ek gaan nou nie sy identiteit gee nie, maar ja, ek was bevoorreg om altyd sulke wonderlike, denkende vriende te hê. Of hy God gevind het, weet ek nie, want hy het homself baie diep in die wetenskap begewe. Ek hoop waarlik hy het. Ek bid hy het. Maar, gepraat van Hengel, die volgende gedig wat ek vir julle wil lees, is Katrolle in die Laai. Die nuwe katrol is blink. Sy gladde draai, koggel oues in die laai, so sy ratte klik en klink. Die ou katrol praat sag, want hy onthou vele waters, diep en blou, en die visserman se lag. Dis 'n gedig wat 'n mens eintlik op soveel vlakke kan verstaan. Ek is bly dat die visserman my gevang het. Moog hy in hierdie
herlewing wat soveel mense verwag. En ek is een van hulle. Mog die visserman met die hoofletter ook my ou vriende vang. Die laaste gedig wat ek vir julle wil lees is Vuur. Nou vuur gaan ook oor liefde. En vuur sou maklik kon gaan oor die hemelse vuur. En dit is in elk geval waarmee dit vergelyk word, want ons huwelik hier op aarde is juis die prentjie van ons ewige huwelik. Dit is die voorspel tot ons ewige huwelik. Maar as ek het reg verstaan, gaan hierdie vuur oor ons aardse huwelik. So dit is op 'n manier 'n baie persoonlike gedig, maar ek sou graag wou hê dat julle moet weet dat Koos se lewe wyer strek as 'n eendimensionele verhouding met God. Sy verhouding met God dra deur tot alles in sy lewe. Vuur. Wat is die verlange? Is dit ek wat wens vir jou? Of man wat druis vir vrou? Wat is die begeerte? Is dit drang en dier en lyf? Of hart wat dig en skryf? Wat is hierdie vlam? Is dit gloed van die natuur? Of brand 'n dieper vuur? Hoe sal ek weet? Wat sal ek sê? Al wat ek weet, ek wil jou hê. En as 'n mens kyk na Hooglied, dan besef 'n mens dat dit ook God se intense begeerte is na ons, sy bruid. En die liedjie wat ek vir julle wil speel is Ek is. Dit is geskryf deur my man, Corneille Danhauser, en ons sing die laaste paar jaar saam as huwelied, omdat ons huwelik ook 'n lied is, en wonderlik gesproke het ek hom ontmoet, om die waarheid te sê, ek het God ontmoet deur hom. Ek het hom ontmoet en kort daarna God ontmoet. So ek het 'n aardse huwelik en ek het 'n hemelse huwelik, en dit is waarlik 'n lied. So, die liedjie waarna julle gaan luister is Ek is, en dit is The Great I Am, natuurlik die groot ek is, God. Ek is deur Huwelied. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder. Wees geseënd. Dear kus
En ek staan voor die heerlikheid, stom oor die beeldskoonheid. En ek kniel voor die almag, gestroop deur die krag van 'n kus. U is heilig Heer, U goedheid skyn oral weer. U is ewig Heer, U wil kan niemand keer. U is wie U is liefde gewis grote kus. Ek wil myself verloor, wil my laat verkoor, weer ek is. Ek wil myself bevind, wil my hart verbind aan 'n kus. En ek staan voor die heerlikheid, stom oor die beeldskoonheid. En ek kniel voor die almag, gestroop deur die krag van 'n kus. U is heilig Heer, U goedheid skyn oral deur. U is ewig Heer, U wil kan niemand keer. U is wie U is liefde gewis grote kus. En ek staan voor die heerlikheid, stom oor die beeldskoonheid. En ek kniel voor die almag, gestroop deur die krag van 'n kus. U is heilig Heer, U goedheid skyn oral deur. U is ewig Heer, U wil kan niemand keer. U is heilig Heer, U goedheid skyn oral deur. U is ewig Heer, U wil kan niemand keer. U is wie U is liefde gewis grote kus. U is wie U is liefde gewis grote kus. U is wie U is liefde gewis grote kus. Bly ingeskakel by Radio Nuwe Lied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.